welkom by Sente. Nou, die eerste video het ek met jou 'n bietjie gesels oor die redes hoekom mense nie meer hulle hare wil kleur nie, en in hierdie video gaan ek bietjie met jou gesels oor my reis, wat het ek gedoen en hoe het ek dit gedoen. So hopelik as jy op daai punt is wat jy wil die besluit neem om nie meer die hare te kleur nie, dan hoop ek dat van hierdie punte vir jou gaan help om jou proses aan die gang te sit. Nou, net so 'n bietjie rondom my reis is, ek wou eintlik al in lockdown tyd in 2020, wou ek eintlik al die groot stap geneem het, want ons was vir 'n hele paar maande afgesny van die samelewing, ons het mekaar nie regtig meer gesien nie, jy kon nie by die winkels uitkom nie, so dit was eintlik 'n guldige geleentheid geweest, maar ek was eintlik, dit sou dalk nie 'n goeie tyd gewees het vir my nie, want ek het sommer oorweeg om net my hare baie kort af te sny, en dit dan maar te laat uitgroei. My familie het net gesê, daar's nie 'n manier nie, dit gaan nie werk nie, ek kan dit nie nou al doen nie. Maar so het die gedagte my nou maar nooit gelos nie, en ek het geweet ek wil dit doen, ek het net nie geweet hoe ek dit gaan doen nie, want my hare was nogals 'n donker bruin kleur geweest wat ek het gekleur het, en ek het eintlik die idee gehad dat my hare spierwit grys is, want ek het nou vir 22 jaar my hare gekleur, so ek het geen idee hoe lyk my werklike haarkleur nie. En ek het eintlik gedink ek gaan absoluut verskriklik lyk, maar ek het geweet ek wil dit doen. Ek het net geen idee gehad hoe ek dit gaan doen nie. So ek het baie opgelees, navorsing gedoen, 'n bietjie gekyk wat doen ander vrouens. So middel Oktober laas jaar 2023 het ek toe vir die laaste keer my hare gekleur, en ek het net besluit, dit is nou of nooit, ek is nou klaar daarmee. Ek het vir my familie gesê, ek is nou klaar, ek gaan nie langer my hare kleur nie, so brace yourself vir wat op pad is, maar my proses gaan ek nou in die gang sit. Ek weet nog nie hoe nie, maar ek gaan dit doen. So ek het in middel Oktober die laaste keer my hare gekleur, en toe het ek so vir 2 maande my hare bietjie langer laat groei, om dit net 'n bietjie te laat uitgroei, laat dit net aan die gang kan kom. En toe is dit nou lekker somer, dis Desember, en ek het intussen al met my oulike haarkapper gesels en vir gesê wat ek gaan doen en wat ek wil doen, en sy moet my asseblief help, en ek is so dankbaar vir haar, want sy het my verskriklik mooi gehelp en my goeie raad gegee. So in begin Desember, dis dit nou lekker somer, toe het sy my hare lekker kort gesny. Ons het probeer om die meeste af te sny, sodat ek nou net nie te verskriklik lyk met hierdie kort hare nie. So ons het dit lekker kort vir die somer gesny, en baie van die kleur afgekry. So met my volgende besoek het my haarkapper toe vir my 'n paar ligter streepies ingesit, en dit het baie gehelp om net die donkerbruin kleur op my hare net 'n bietjie meer egalig te maak, en net die proses om dit net meer geleidelik te laat gebeur, 'n bietjie meer hanteerbaar te maak, en dit het nogals baie gehelp. So van daar af het ek toe maar net elke 6 weke teruggegaan, en sy het die meeste van die kleur probeer afsny so met die tyd, elke keer maar net gesny om van die kleur ontslae te raak. En so is dit nou 9 maande later, en op die punte van my hare is daar nog so hier en daar bietjie kleur wat nog moet afgesny word, maar ek vermoed met my volgende haarsny behoort ons al die kleur en dan ook die highlight stukkies uit te sny uit my hare uit. En ek moet eerlik vir julle vandag sê, ek love my hare. Dit is vir my een van die wonderlikste besluite wat ek oor myself geneem het, en ek is eerlikwaar nog nie een dag spyt ek het dit gedoen nie. Ek het gedink hierdie proses gaan verskriklik wees. Ek het gedink mense gaan baie erg lyk, en ek het gedink dit gaan vir my 'n baie slegte ondervinding wees, maar ek moet eerlik vir jou sê, die proses om te sien hoe jy groei eintlik na jou eie werklike haarkleur was vir my eintlik baie opwindend. Dit was my heerlik om te sien elke keer hoe my hare verander, elke keer as ek gesny het, hoe die kleure en die goed van my hare verander, en ek love regtig my hare, en ek moet eerlik vir jou sê, ek kan regtig nie omgee of ander mense daarvan hou, en of hulle nou nie daarvan hou nie. Daar is mense wat vir my sê, hulle hou daarvan, hulle sê dit lyk mooi,
Hulle sê my gesig lyk sagter. En dan is daar mense wat jou net so kyk en met 'n vraagteken tussen die oë, wat gaan aan met haar? Maar ek moet eerlik vir jou sê, ek kan regtig nie omgee of mense nou van my hare hou of nie daarvan hou nie. Dit is vir my heeltemal irrelevant. Ek geniet my hare en ek geniet my haarkleur en my hare is gesond, die gesondste wat dit in jare was. En dit is regtig vir my 'n heerlike proses gewees om hierdie reis aan te pak. Nou, sommer net so 'n paar punte wat ek nog met jou wil deel, is oor die verskillende prosesse, hoe jy dit kan doen. Nou, daar's baie verskillende maniere hoe mense dit kan doen. Jy kan byvoorbeeld, soos wat ek het nou gedoen het, 'n bietjie laat groei, en toe lekker kort sny en streepies insit. Wat 'n mens net wel moet onthou is, die highlight streepies maak ook die proses langer, want op die einde van die dag moet daai highlight stukkies ook uitgesny word om regtig by jou eie haarkleur uit te kom. So dit maak die proses ongelukkig 'n bietjie langer. En dan is daar natuurlik vrouens wat verskriklik mooi lyk in hoede en kopbande en serpe. So as jy een van daai mense is, dan is die wintertyd eintlik ideaal vir jou om daai proses te begin, want mens kan dit vir lekker lank wegsteek onder hoede en serpe en kopbande. So dit is dan eintlik 'n wonderlike tyd as jy dit in die winter aanpak om dit dan te doen. En dan is daar natuurlik die cold turkey manier. Baie vrouens besluit net, hulle gaan dit net los en net uitgroei. Die ding wat die meeste mense van dit maar afsit is die muishondstreep wat jy op jou kop ontwikkel. Dit is maar 'n moeilike proses, so as jy dit so cold turkey gaan. Maar baie vrouens verkies dit om daai proses te gebruik. Een ding wat ek nogal vir jou moet sê, wat vir my definitief gewerk het, en ek het self 'n paar goed probeer, natuurlike goed wat ek eintlik probeer het om die kleur op my hare te probeer ligter kry. Ek het gelees oor soos koeksoda en asyn, wit asyn te gebruik en sulke goed om net die kleure bietjie ligter te kry. Ek kan eerlik nie vir jou sê dat dit regtig vir my 'n groot verskil gemaak het nie. Maar ja, ek het net die kans gesien om nog chemiese prosesse te gebruik om die kleur dan nou heeltemal van my hare af te haal nie. Maar iets wat ek nogal agtergekom het wat vir my gehelp het, was babapoeier. Nou, ek weet nou nie regtig die voor- en die nadele daarvan nie. Ek besef dat dit seker jou hare bietjie droër kan maak, maar die babapoeier het ek baie keer sommer so op my punte net ingevryf. En dit het my hare bietjie, wil ek amper sê, bietjie 'n dowwer kleur gegee, net om daai bruine bietjie te breek en dat dit net kon bietjie inskakel by my mooi silwers wat besig was om uit te groei. So ja, ek ken nie regtig die voor- en die nadele nou van die babapoeier nie, maar dis nogals iets wat vir my gehelp het. So ja, weet jy, daar is so baie goed op die internet. Daar's byvoorbeeld Facebook groepe wat net vrouens gesels oor hulle silwer hare en hoe hulle die proses aanpak en mekaar bemoedig. Maar ek wil regtig vir jou bemoedig as jy in die proses is en dalk daaroor dink. Ek wil eerlik vir jou sê, dit is regtig nie so erg nie. Ek het eerlik gedink dit gaan baie erger wees, maar dit was eintlik 'n wonderlike reis gewees en ek het dit baie geniet. Daar is 'n tyd wat 'n mens bietjie frustreerd voel en jy wens dit wil net 'n bietjie vinniger gebeur en jy wens jou hare wil 'n bietjie vinniger groei, maar nou 9 maande later en dit het eintlik so vinnig verbygegaan, is ek so dankbaar. Ek het hierdie proses aangepak en dat ek is waar ek nou vandag al is en ek kan jou regtig bemoedig. As jy dit wil doen, jy sal nie spyt wees nie. Ek love my hare, ek geniet dit elke dag. Daar is natuurlik mense wat voel hulle is nie reg daarvoor nie. Ek wil eerlik vir jou sê, dit is iets wat nie gekoppel is aan ouderdom nie. Dit is 'n besluit wat jy vir jouself moet neem. As jy reg is daarvoor, doen dit. As jy nog nie reg is daarvoor nie, moenie dit doen nie. My ma persoonlik, sy was in die 70 toe sy oorlede is en sy het haar hare tot daardie tyd toe gekleur en sy het net gesê sy is nie reg vir grys hare nie, sy wil nie grys hare hê nie of sien nie. En dit is hoe sy dit graag wou hê en dit is heeltemal reg. So as jy reg is vir die proses, pak dit aan. Maar as jy nog nie reg is nie, los dit en
en moet dit dan nie doen nie. So ja, ek hoop hierdie video het jou baie gehelp en ek sien uit na jou kommentaar hieronder. As jy met my wil gesels, los asseblief 'n boodskap, jy's baie welkom. En ja, mag jy sommer net baie seën ervaar in hierdie tyd en baie sterkte as jy die proses aanpak. Mooi dag vir jou.